Vandag gesels ons oor dag 2 van die Lydensweek. Daar was 2 dinge wat vir my uitgestaan het van hierdie dag. Die eerste was die vyeboom wat geen vrugte gedra het nie. Jesus was honger en toe hy sien daar is niks aan die boom vir hom nie, het hy die boom vervloek en gesê dat niemand ooit weer daarvan sal eet nie. Die tweede en belangrikste ding wat daardie dag gebeur het, was dat Jesus die tempel skoon gemaak het. Dit het hom diep bedroef toe hy gesien het hoe onheilig die tempelterrein geword het. Dit het in niks meer as 'n mark verander nie. Markus 11 vers 15 tot 17. Hulle kom toe in Jerusalem. Jesus het die tempelterrein binne gegaan en die handelaars en hulle kliënte begin uitjaag. Hy het die tafels van die geldwisselaars en die stalletjies van die duiweverkopers omgegooi en gekeer dat iemand 'n voorwerp oor die tempelarea ronddra. Hy onderrig hulle toe, staan daar nie in die skrif geskryf nie, my tempel sal 'n huis van gebed wees vir al die nasies, maar julle het daarvan 'n rowersnes gemaak. Dit was die huis van die Here, en hulle het dit in 'n rowersnes verander, vol diewe, vuil diere en geldwisselaars. Dit het 'n plek geword waar geld koning gekraai het, waar Mammon aanbid is, sonder dat enigiemand dit eers besef het. Jesus was so kwaad dat hy 'n sweep gevleg het, mense uitgejaag het, tafels omgegooi het en die hele area skoon gemaak het. As jy wonder waar kom die storie van die sweep vandaan, dit staan in Johannes 2 vers 15. Daarop het hy 'n sweep van toue gemaak en almal van die tempelterrein weggejaag, ook die skape en die beeste en die munte van die geldwisselaars het hy uitgegooi en die tafels omgekeer. Dit het die Fariseërs net meer woedend gemaak, want nou het hy ook in hulle beursies begin krap, en toe dit hulle eie beursies begin raak het, moes hulle 'n plan maak om van hom ontslae te raak.